Baie dankie vir die pragtige voorafsang en jy sal die woorde nou sien. Dit pas by ons teks vanoggend. So met hierdie aankondiging ek vir sê baie welkom en goeiemôre. Dis lekker om u te sien hierso. Lekker om saam met u te wees. Dis 'n warm dag daar buite. So die van julle wat nou later gaan see toe loop en die wat reeds by die see is, ons dink aan hulle. Maar ons is welkom in die teenwoordigheid van die Here. Baie welkom vir ons besoekers. Ek sien 'n paar besoekers hierso. Nuwe intrekkers, as jy dalk wil deel word van ons geloofsgemeenskap, vul die kaartjie in met korrekte inligting en ons kom graag na u toe terug. Ook die van julle wat inskakel op die radio 107 FM, ons vriende daar in Taniqua en dan ook die van julle wat later op die YouTube kanaal ook na die uitsending kyk, baie welkom. Besondere welkom ook vir ons doopouers vanoggend, Rindi en Andrei Noot. Ons sê welkom vir julle en julle familie wat hierso is en vriende en dan ook later die grootouers wat ook hierdie uitsending later op YouTube sou kyk. Ons sê ook vir u sommer baie welkom en baie geluk ook met die doop van die kleinkind. Aankondigings, net so 2 vinniges en dan Joubert het gesê hy wil so vinnig ietsie sê. Pinkster is so oor 2 weke en ons nooi alreeds uit na Pinkster. Ons het net nou begin van die liedere sien ons praat oor die Heilige Gees en die Gees van die Here is een wat ons saam bind hierso, wat die woord vir ons duidelik maak. En Pinkster is daai deel van die jaar dat ons spesifiek nadink oor die uitstorting van die Gees en ons nooi uit ons Pinksterdienste in die week. Die inligting is op die blaadjie en sal later volg.
Ons nooi nou al daarna uit, ook Hemelvaart, wat so oor 'n week en 'n half is. En dan Kobus O'Connell, een van ons getroue Bybelstudielede, hy is oorlede, dink aan sy familie, en die roudiens is môre oggend 10:00, ook hier so in die kerk. So Kobus O'Connell se roudiens môre oggend 10:00 in die kerk. Die res van die aankondigings kan jy maar rustig deurlees. Voor ek ons jong maats kans gee, Joubert, jy wil ietsie sê. Môre, vir die van julle wat my dalk nie ken nie, ek is die gemeente, ek is hier voorstel in die kerkraad, sy wil nie dat my dalk nie ken nie, en ek wil môre so 'n paar woorde vir die kerkraad se kant op deel. Ek wil begin, ek wil net groot dankbaar vir die afgelid, die gemeente, die wat besit is, die wat op die Nikwa is, die mense op YouTube. Ek wil vir elkeen van julle sê dankie, hulle doen vir ons gemeente. Dit baie goed gaan ongesien verby, maar ons sien dit raak. Elkeen wat 'n bydrae maak, iemand wat by 'n kommissie betrokke is, iemand wat 'n aksie ondersteun, goedie koop, bydrae maak, mense wat hulle kinders sonnaskool toe bring, dankie vir julle. Dit ons as gemeente kan nie sonder enige lid bestaan nie. Ons 'n liggaam sonder sy ledemate bestaan, kan ons gemeente sonder lidmate bestaan. Ons het gaan maar kyk vir dit moeilik, kyk gaan dit goed, maar dit gaan ook goed met ons gemeente. Ons geseën, ons kan ons uitgawes ontdek danksy die seën van die Here en julle offergawes wat julle oorlaat aan gee. Ons kan ons leraars betaal, ons kan ons uitgawes betaal, ons kan ons werk betaal, dankie daarvoor. Dan wil ek ook sê ons is ook geseën om met die tyd dat 'n bietjie geld bymekaar gemaak. Dus we graag binnenkort in ons klanksysteem vervang. Jy weet baie keer dan praat ek met die kant hier voor. Ag die klank weg, die mense wat by die kwas, die beeldraad weg en dit is maar open gekom, dit is onmoontlik om maar die geld te spandeer. So ek hoop in die volgende paar weke sal dit beter gaan. So dit vraag jy dat dit daarvoor ook, dit is maar 'n groot uitgawe wat ons het. Ons glo die Here sal dit ook sien. Dan wil ek ook vir julle vra, as daar enigiets voortaan gebeur in die gemeente, ons insameling, of soos vra, ondersteun dit maar, as mense wat hard werk agter dit, en soos ek sê, dit wat ons doen in die gemeente, maar ons gesien dit, ons het finansieel goed in ons gemeente, en weer is alle dank aan die Here. Dan, een ding wat ek nou wil gesê het, tot ons geet het. Ek dink, dis ek vir die oude doen. Maar ja, laat van die Here, ek sê ook vele dit. Dis ek nou wat gesê het nou. Maar dis nie belangrik nie, dis nie haar verskeidende gedaagte te doen op die dele. Maar dis wat ek ook vraag. Dit is baie belangrik. Bid asseblief vir ons gemeente. Bid vir ons kommissies, bid vir ons aksies, bid vir ons insamelings, bid vir ons leraars, bid vir ons kerkraad. Soos ek sê, en ek weet as mense wat gereeld vir ons bid, ek is dankbaar daarvoor, soos ek sê, dit moet ons goed gaan. Ons wil terug by rukspunte wees, ander gemeentes in ons omgewing sukkel, hulle kan nie alle uitgawes dek nie, hulle kan nie die mense betaal. So ek wil graag bid vir ons gemeentes ook, dat vir hulle probleme, en ek sê, ek het vanmorgen te dankbare hart met julle praat, ek sê dat die waar is. Dankie. Ja, sê, ons is die liggaam van Christus, en dankie Joubert, ons help herinner ook. My jong maats, is tyd. Ek verlang na julle. Daar sê, kom nader. Wie onder die vloere uit, onder die matte uit, agter ouma se rok uit. Welkom. Jong, kom sit so voor, dat ek julle kan sien asseblief man. Sit so voor my. Daar sê, kom nader. Jongens, dit is 'n mooi spannetjie vanoggend weer. Daar sê julle manne wat daar so sit by die doopvond. Ons wil nie dat julle nou vroeg wakker word so vinnig met water op die kop nie. So sit maar net so rustig daar. Is julle daar, maatjie so agter is reg, julle my sien. Jo. Môre. Gaan dit goed met julle? Ja. Julle lyk vir my wakker, is julle wakker? Ja. Ek het iets hierso in my hand. Kan julle sien hierso? Hierdie ding is nie biltong nie. Dit was gister by die rugby gewees. Die Cheetahs, julle gister die Cheetahs gesien? Beste rugby span.
Goed, maats, weet julle, ek het in my hand hier so ietsie, wat kan groei, omtrent amper halfpad, soos by die preekstoel op, jong, ek dink amper so, en hierdie, wat ek hier so het, kan kos gee, vir 'n klomp mense ook. Wat dink julle is dit? Appelboom, wat is dit? Saadjie, kyk bietjie hierso, ek het net so 4, kyk hierdie saadjies, dis 'n mieliesaadjie, voel hom bietjie, voel bietjie daar so, hoe voel hy? Hard. Hierdie saadjie het 'n krag in hom. Is hy groot hierdie saadjie? Maar weet julle, in hierdie saadjie diep binne is daar 'n krag. 'n Krag wat hierdie saadjie laat groei. As jy water kry en hy kry lekker kunsmis, die boere sal nou weet, van die mielies daar in die Vrystaat waar ons vandaan kom, nee, word hoog, 2 keer so hoog soos ek. En hulle kan kos gee vir baie mense. Maar as jy hierdie saadjie so kyk, voel bietjie daarso. Dink jy hy is so belangrik? Dink jy hy het so baie krag in hom? Dit lyk nie so nie, né? Maar tog is dit so. Hierdie klein saadjies, soos julle wat klein maats is, dink mens baie keer, maar jong, ek kan nie eintlik 'n verskil maak nie. Wie luister nou na my? Pappa en mamma dink baie keer, jong, ek is so, daar is so baie mense in die wêreld. Wat 'n verskil kan ek maak? Daar in die Bybel is 'n gedeelte en ons gaan nou 'n bietjie praat daaroor. Wat praat oor die opstanding van Jesus. Jy weet mos, hy het nie in die kruis gebly nie, né? Die opstandingskrag wat in ons is. En dis die Heilige Gees. En dis soos hierdie saadjie wat krag in hierdie saadjie. Nou, as 'n ander voorbeeld. Julle sien die kersie brand daar, so nee, ek het hom nou al aangesteek. Nou weet julle, al die donkerte in hierdie hele wêreld. Was julle al in 'n donker plek gewees? As jy al die ligte afsit in die huis en dis so load shedding. Julle ken mos, nee, is dit donker? Nou wat maak ons dan? Gaan al die donker een kersie uitdoof? As jy een kersie aansteek, wat gebeur dan? Dan maak die donker dood, of nie? Nee, een kersie maak die hele vertrek lig. Al daai donker, al daai goed wat jou bang maak. Net vat net een kersie. Een vuurhoutjie, klein vlammetjie, né? As jy selfs die krag wat hier in die mielieput is. En Jesus sê, die Here sê, daar in die Bybel, in ons, maak so 'n bietjie hier in my, maak so, in my. In my is daar krag. As ek in Jesus glo, is daar 'n krag, soos hierdie mielieput, sterker as hierdie mielieput, sterker as die vlammetjie. En daai krag is nie my krag nie. Wie se krag is dit in my is? Jesus se, né? Deur die Heilige Gees is daar krag in my. Daar's 'n teks in Efesiërs en ek gaan nou lees vir mamma en pappa. Daai selfe vers. Hy sê in ons is 'n krag. En dit gee vir ons moed. En ons het 'n krag om, as ons moedeloos word, gee daai krag vir ons moed. En Jesus sê vir ons, die Heilige Gees, moenie moedeloos raak nie. Onthou wat God in die Bybel sê. As ons bang raak en sê, wat doen ons dan? Dan bid ons, né? Om die Here net ook gesê, ons moet bid. Dis die Heilige Gees wat so in ons werk, daai krag. So gaan julle dit onthou. Wat is daar binne jou? 'n Krag, die Heilige Gees, né? As mense in Jesus glo, is jy nie sommer maar net 'n klein maatjie onbelangrik nie. Is jy sommer 'n oom of 'n tannie nie. Is jy nie sommer 'n nommer op die inkomstebelasting stelsel nie. Daar's 'n krag in ons. Gaan jy dit onthou? Die Here self. Kom ons sê dankie vir Here. Jesus, baie dankie dat ons meer krag in ons het as 'n mielieput of as 'n vlammetjie op 'n donker nag. Dat die opstandingskrag van Jesus in ons are is, in ons lewe is. Heilige Gees, dat U by ons is. Dat U sê, Here, U wil ons gebruik om goeie dade te doen. U wil hierdie goeie krag in ons gebruik, Here, om vir ander mense van U te vertel. En ons bid dit vir ons jong maats. Ons bid, Here, dat ons 'n getuienis sal uitdra, ook na mense toe wat dit nodig het. Maatjies wat hartseer is en moedeloos raak. Dat U vir ons, wat in ons woon, vir ons die regte woorde en die regte dade sal gee op elke dag. Dankie dat U getrou is. En dankie dat ons ook kategese kan toe gaan. En dankie vir elke kategeet, vir mamma en pappa, wat ons ook leer van die Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Man, dankie vir julle tyd. Kom, kry 'n koekie, dan luister julle verder mooi daar in die kategese. Kry jy weer so nie, is reg. Wag, mag ek dit allemaal vast? Baie dankie. Broer en suster, die krag waarvan ons praat, die krag wat ons ken, die krag wat die genade deel van ons lewe word. Ons lees in Efesiërs 1, so van vers 18, Paulus wat bid vir die gemeente in Efese, en hy praat met hulle,
En hy sê so in vers 18, hy sê, ek bid, dat hy die Here Jesus, julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar in heerlike erfenis is, wat hy vir die gelowiges bestem het. Ek bid dat julle sal weet hoe geweldig groot die krag is, die krag wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Daar sit Christus hoog bo alle bose magte, en enige vorm van gesag of mag waar daar sprake is. Nie net in hierdie bedeling, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom, aan Christus, het God alles onderwerp, om bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Dieselfde kragtige werking is in julle, wat Christus uit die dood opgewek het. Broer en suster, dit gee vir ons moed, dit gee vir ons hoop. Dit praat oor genade en vrede, wat ons net in Openbaring verder gaan deel. Daarom brand die liggie. Al voel jou gemoed miskien donker vanoggend. Al is jy moedeloos, daar is hoop. Kom ons sing 'n lied. Ons sing 'n lied terwyl ons so bly sit. Saam wil ons die Here prys. Vir hom 110. Prys vir al sy liefde. Ons wil sy groot naam oplig, want hy is goed vir ons. Kom ons sit so en sing ons ook hierdie lied. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Hy is die regte koning. Die een wat regeer oor die wêreld. Die een wat regeer oor my lewe. Amen. Vriende, met hierdie aankondiging, ons sluit aan daar van Paasondag af al. Die Here het opgestaan, herinner ons mekaar. Ons herinner mekaar wie die koning is wat regeer, ook in 'n verkiesingsjaar. Ons herinner mekaar wie die een is wat die koning van my lewe is. Genade vir julle, en vrede vir julle van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, die Koning, die eerste wat uit die dood opgestaan is, die Openbaring 1, en van die Heilige Gees, die Trooster, en die lewendmaker, wat vir ons moed en krag gee elke dag. Amen. Dis verseker so, nou gaan ons 2 liedere sing, Majesteit gaan ons sing, en dan Halleluja, en dan weer Majesteit, en daarna kan jy weer bly sit, en dan gaan ons die doop net daarna bedien. So kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied.
kan maar sit. Broer en suster, ons het die voorreg vanoggend om weer 'n baba te doop en ek het net nou op hierdie programmetjie gesit, ons moet die geloofsbelijdenis doen, maar ons gaan dit nie doen nie. Want die belijdenis vanoggend, ons geloofsbelijdenis, is hier voor. En ek wil vra dat as ons besig is met die doop en ons lees die formulier, dat u 'n bietjie sal terugdink aan wat die doop beteken, want dit dra getuienis, dit dra krag. Die keer toe u dalk hier gestaan het en die kinders ten doop gebring het. Die dag toe u dalk voor die kansel gestaan het, belydenis van geloof afgelê het en toegedoop is. Die kere toe u dalk by vriende was, wie se kinders gedoop is. Die dag toe u kleinkind oor see gedoop is en jy miskien op 'n skerm gesien het. Ons getuienis, ons belydenis, ons boodskap na die wêreld, ons versterking van geloof is vanoggend by die doop. En kom ons dink daaroor. Dit gaan nie net oor Andre en Rindy nie, ek kan julle so lank vra, Andre en Rindy, kom vorentoe, Andre en Rindy, Noot, baie welkom hierso, kom staan hier voor, ons het in die week so 'n bietjie gesels oor die doop, die betekenis van die doop en al die mooi dinge, daar is hy, staan gerus hier voor, saam met die gemeente, want ons doop babas in die gemeente, as 'n getuienis van God se goedheid en krag. Ek lees graag vir ons oor die betekenis van die doop, wat ons nou lekker deurgepraat het al, en as ons klaar is, voor ek die vraag vra, dan gaan ons ook 'n lied sing, dan klein Reinhard ingebring word. Andre, Rindy, wat beteken die doop? Waaroor gaan dit, gemeente? God het in die Ou Testament al ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit die verbond. Die verbond kan vergelyk word met die testament, waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. Maar die doop, soos vanoggend, bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Wat beteken dit? Ons en ons kinders word verseker dat God ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet. Hy sorg vir ons. Dit beteken dat Jesus Christus die verlosser is. Dit beteken dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem. Aan die kruis het hy aan ons plek gesterf. Hy het opgestaan, die graf is oop. En daarom kan ons nou ook hierdie ewige lewe wat God vir ons aanbied, kan ons ook daarin deel, kan ons van ons kinders vertel van die goeie nuus. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop, Andre en Rindy, kan maklik verkeerd verstaan word. Party mense, as mense so praat met hulle, dan sê hulle, nee, die doop is net 'n mooi gewoonte, wat terwille van ander mense onderhou moet word. Dis nie waar nie. Die doop is ook nie 'n bygelowige handeling, wat ons teen gevaar of ongeluk beskerm nie. Die doop is ook nie 'n plek waar Klein Reinhard maar net sy naam kry vanoggend nie. Hy het klaar sy naam. Dit gaan oor die Here. Dit gaan oor sy goedheid en die beloftes wat ook julle en wat ons as ouers en grootouers ook al gemaak het vir die Here. Goed, voor ek vir julle die vragies vra, kom terwyl jy as gemeente so sit, kom ons sing 'n lied. Jesus roep die kindertjies 294, die eerste vers en Klein Reinhard kan ingebring word. Baie dankie. Baie dankie, die tweede vers gaan ons net nou sing. Die man is vas aan die slaap hierso. Daar sê Andre, Rindy, Reinhard, kom staan nader. Ek kan met vrymoedigheid vir julle die vragies vra. Ons het daar in die week bietjie daaroor gesels. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. En tweede, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en die volkome leer van verlossing.
En ten derde, beloof julle om klein Reinhard in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig, kerk toe te bring, kategese toe te bring, daar by die skool, wat hy ook van die Here leer. Wat is hardop julle antwoord? Andrei? Lindy? Ons staan nader. Daar sê die water is dan nie ijskoud nie. Reinhard, nood, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel is, Here, dankie dat ons ook hierso, Here, om die doopvond, bewus kan raak en opnuut onthou van die beloftes wat U gemaak het. Here, U wat lank al 'n verbond met die mens gemaak het. U, Here, wat keer op keer by die sakrament van die doop, by die nagmaal, ons herinner, Here, aan hierdie beloftes van U. Maar Here, dat U ons ook herinner aan die beloftes wat ons maak. Ook dit wat Rindy en Andrei ook vanoggend beloof het. Dankie Vader dat ons op U kan reken. En ons bid nou vir hulle as gesin. En ons bid Here vir elkeen wat kinders het, klein kindertjies in die huis het. Ons bid vir die oupas en die oumas wat dink, bekommerd miskien aan kinders wat ver is en klein kinders. Dankie Here dat U by die doop ons herinner van U hand van genade, wat U uitgesteek het na ons. Dankie dat die doop ons moed gee, Here, dat om klein Reinhard groot te maak, nie net van ons afhang nie, maar genadiglik U genade, Here, oor ons die wag hou. So bid ons vir hulle as gesin, familie, dat U hulle sal bewaar. Dankie vir die teken en die seël, die krag, Here, wat deel word van ons lewens, alleen uit genade. Ja, Here, soos Reinhard saam praat, so weet ons, Here, ons sê amen, amen op die beloftes. Amen. Daar sê, ek gaan vir broer Niels vra, net so as namens die gemeente ook net vir ons ietsie oorhandig. Rindy, baie geluk. Baie sterkte vir julle. Andrei, baie sterkte. Die man is wakker, jong. Sterkte. Daar sê, terwyl hy so staan, kom ons sing ook die tweede vers van daai lied 24, tweede vers. Baie dankie. Vriende, voor ons 'n paar verse uit Openbaring gaan lees, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel is, Here, dankie dat ons U naam kan grootmaak en U prys. U die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, wat U self aan ons bekend gemaak het op so baie maniere en spesiaal deur die Bybel. Dankie dat ons vanoggend ook by die sakrament van die doop 'n belydenis kan doen, 'n getuienis, Here, saam met die vroeë kerk. Saam met die kerk van alle eeue, dat U woord hou, en dat U getrou is, en Here, dat die rede waarom ons vanoggend hier is, alleen te danke is aan die groot genade en die liefde. Ja, dat die graf leeg is, en dat ons hoop en moed kan hê, ook in 'n donker, onseker wêreld. Here, dankie dat ons mekaar mag bid, en ons bid, Here, vir hulle wat luister na die uitsending, hulle wat in huise is, ouer mense, hulle in Taniqua. Ons bid, Here, vir hulle wat na die uitsending luister op die radio, wat vanoggend miskien voel of daar 'n donker wolk oor hulle is, moedeloos, hooploos. Ons bid, Here, dat die krag van die Gees en die troos van die woord, Here, ook lig en lewe in hulle lewe sal bring. Ons dankie, Here, vir elke gemeente lid, elke lidmaat, elke ledemaat van die liggaam van Jesus, wat vanoggend ook in die kerk is. Ja, Here, dankie vir elkeen van ons gawes en talente. Help ons mekaar te dien en die gemeente op te bou, mekaar te seën, Here, met dit wat U vir ons gee, soos Korintiërs ons herinner. Dankie dat ons as gemeente deel kan wees, Here, van die liggaam van Christus, ook hier in George. Here, en daar waar ons werk in die week, daar waar ons mense ontmoet, daar waar ons gesellig saam kuier, en daar 'n getuienis uitgaan, dat God goed is. Here, dankie vir die geleenthede wat ons kan hê, om in te tree vir ander. Ons bid vir die uitbreiding van die kerk, die koninkryk oor die wêreld heen. Daar waar mense vanoggend, Here, U woord bring,
Broers en susters van ons, Here, wat ons nie ken nie, en nooit gaan ontmoet nie. Maar ons is een in die Gees en een in die Here. En ons het een getuienis en een hoop. En dis dat die goeie nuus van die evangelie mense sal bereik. Here, as ons nou in die woord lees, ook in hierdie boodskap, hierdie brief, hierdie openbaring, Here, hierdie geskrif, Openbaring 1, dat ons die stem in die hartklop sal hoor. En wat ons net nou, Here, in die vooraf sang al gehoor en gesing en bely het, dat ons opnuut, Here, bewus sal word daarvan hierdie teks. En Here, die krag in ons lewe sal beleef. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ons skriflesing vanoggend is Openbaring 1, net so 4 versies. En ons sluit aan by die boodskap, die beweging wat ons so van Paasondag af al het. Onthou, die van jou het Paasondag hier sal gewees het, sal onthou, ons het gepraat oor die krag van die Here, die opstandingskrag, en later in Korintiërs het bietjie gepraat. En so het ons aangesluit in hierdie tyd tussen die opstanding en die hemelvaart eersdaags, en ons wat leef in die laaste dae na die opstanding. En vanoggend sluit ons daarbey aan, Openbaring 1, so van vers 4 af, die aanhef van die brief. Johannes wat skryf in hierdie gemeente onder moeilike omstandighede, en hy begin aan vers 4, hy maak 'n aankondiging, hy sê, van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En dan sê hy, amen, dis verseker so. En as jy nou die teks so gelees het en geluister het, dan het jy gehoor, ons het gesing oor hierdie dinge. So in die liedere, dankie Gerrit, die liedere mooi aangesluit. Ons het oor hierdie goed al gesing. Ons het al gebid. Wat sê die Here? Ook in hierdie teks, Openbaring 1. En vriende, elke keer as ek Openbaring lees, dan weet ek, baie mense sê vir my, maar dit voel nie soos 'n Openbaring nie. Inteendeel, dit voel maar 'n bietjie vir my de mekaar. En vanoggend is daar nou nie te veel beelde nie. Maar hierdie boodskap het vir ons 'n groot troos en 'n groot krag. Terwyl ek voorbereid vir die teks, so dink ek aan 'n grappie wat ek gelees het. 'n Grappie van iemand wat op pad kerk toe was. En die dame is op pad kerk toe. En so op pad kerk toe breek haar motor. En sy is 'n baie gelowige en getroue kerkganger, soos elkeen van ons. En sy sê, maar ek wil vanoggend by die kerk uitkom. En sy het haar selfoon uit, en sy bel 'n taxi, 'n Uber. En dit was nie lank nie of die Uber stop daar so, en sy is in die Uber in, en daar is sy op pad kerk toe. Maar toe hulle so 2-3 blokke is, toe wonder sy, maar gaan hierdie man wat bestuur, weet wat 'n kerk om my af te laai? En sy sê vir hom, die NG Kerk asseblief daar in Kortniestraat. Maar die ouste doodstil, hy knip nie 'n oog nie. En naderhand leun sy so vorentoe en sy tik hom so op die skouer. En toe sy op sy skouer tik, toe skrik hy so groot, hy trek, swaai daai stuurwiel, die motor tol in die ronde oor die sypaadjie, af die sypaadjie, en hy kyk aan die ander kant toe. Sy is doodbang. En sy sê, jammer meneer, jammer, ek het nie gedink u gaan so skrik nie. Toe sy baie verleë, hy sê, jammer mevrou, dis my eerste dag as 'n Uber bestuurder. Die laaste 25 jaar het ek 'n lijkswa bestuur. Rude awakening. Hierdie man het nie verwag. Iemand agter hom gaan hom op die skouer tik nie. Hy verwag die dood. Toe kry hy die lewe. My broer en suster, dis hoe baie keer ons dink as ons aan Jesus dink. Ons verwag die dood. Ons dra die kruis om ons nek. Maar die graf is oop. Die kruis is belangrik. Korintiërs sê sonder die kruis of sonder die graf is die kruis waardeloos. En dis die boodskap van Johannes in hierdie gemeente. Johannes skryf vir hierdie mense in Rome, gelowiges wat vervolg is, letterlik met hulle lewe geboet het. Letterlik. En hy sê daar's 'n opstandingskrag.
vir vandag. En kom ek en jy hoor so bietjie en ons beleef iets van hierdie opstandingskrag wat die Here ook in jou en my bewerk elke dag. Johannes skryf in hierdie gemeente en hy praat oor geskenke wat die Here gegee het, sommer in die begin. Hy sê daar's 2 geskenke. Geskenke wat ek en jy so gewoond aanraak, dat ons nie eers meer herken nie. Hy praat oor genade en vrede. Sommer aan die begin, genade en vrede is God se geskenke aan jou en my. En met die opstanding het ons al hoe meer bewus geword daarvan. Jy weet, ek en jy ken geskenke. Onthou jy nog wat 'n Kersgeskenk jy gekry het? Dis nou al 'n paar maande terug. Is er nog heel? Of is daai pak kouse maar weer daar in die kas saam met laasjaar se kouse en voor laasjaar se kouse? Ons kry gereeld geskenke. Maar geskenke baie keer is nie meer 'n geskenk nie, jy raak so gewoond aan dit. En dieselfde gebeur baie keer met hierdie geskenke wat die Here vir ons gee. Johannes skryf in hierdie gemeente en hy sê, kom ek herinner julle aan hierdie geskenk van genade wat die Here Jesus aan julle toebedeel het. Julle wat aan hom behoort. Kom ek herinner julle aan die vrede wat julle deel geword het. Jy onthou laasweek Psalm 23, het ons daaroor gepraat. Dis geskenke van God wat hy vir julle gee. Opstandingskrag vir vandag. En vriende, as Johannes hieroor skryf, dan skryf hy aan mense wat gesukkel het om kop bo water te hou. Hy skryf aan 'n kerk en in 'n gemeente wat nie soos ek en jy geseënd is, soos broer Joubert net vir ons herinner het nie. Hy skryf aan mense wat opgestaan het vir die Here Jesus, maar geweet het môre as ek dood dalk. Jy ken die geskiedenis van die vroeë kerk. Hy skryf aan mense wat gesê het, soos Luther, hier staan ek kan nie anders nie. My geloof is waarna ek vashou en die Here hou my vas. Dit was oor erns. Hy skryf hulle en hy sê, kom ek bemoedig julle verder. Die genade van ons Here en die liefde en die vrede is by julle. Wat beteken dit vanoggend vir jou? Dat die Here se genade oor jou die wag hou. Daar nimmer kry ons mos daai mooi seën. Ek weet nie hoe jy vanoggend voel nie. Maar God se hand van genade, die opstandingskrag, herinner jou dat God aan jou kyk. Daar wie is vanoggend. En God kyk na jou in liefde. En hy lig jou op. En jou en my swakhede, dit vee nie uit nie, maar dit is vergewe in Christus. En hy help ons om al hoe meer nuut te word en beter te word. Al hoe meer na Jesus se beeld. God kyk na jou. Soos om Pieter wat oorlede is, jy kan onthou om Pieter, hy het altyd gepraat van Jesus se sagte oë. God kyk na jou met sagte oë. Genade wat jou deel het. Genade wat Andre en Rindy en hulle familie kan deel om te sê maar, om klein Reinhard groot te maak, is gelukkig nie net ons krag nie. Dis die genade. Dis die genade en dis die getuienis wat jy het. Paulus sê, dis 'n geskenk van die Here, of Johannes. Hy sê, Johannes sê, die vrede van die Here, is 'n geskenk. Elke week, dan sit ons in die kerk, en ek het net nou begin en gesê, die genade van jy, en die vrede, en net nou sluit ons af daarmee. Baie keer is dit soos die ou Kersgeskenke. Ons besef dit nie meer nie. Broer en suster, van wie kom hierdie geskenke? Johannes praat hier, so hy sê, dit kom van hom wat is, en wat was, en wat kom. Dit kom van die Here af. Die Here wat nie 'n mens is nie. Die magtige God wat ons die skepping van waardeer. Hy wat die skepping gemaak het. Hy beloof hierdie dinge vir jou en vir my. Dan sê Johannes, daar's meer, nie net die Vader nie, maar dit kom van die Heilige Gees af. Hy sê die 7 geeste voor sy troon, die simboliek. Hy praat met hierdie 7 gemeentes. En hy sê hierdie genade en vrede van die Vader en van die Gees. En dan sê hy maar ook van die Seun af. Ons aanbid mos 'n drie-enige God. Hy sê dit kom van Jesus Christus af. En wie is Jesus? Hy het so 3 goed genoem. Hy sê Jesus is eerste plek die geloofwaardige getuie. Geloofwaardige getuie. Weet nie, toe ek hierdie woord lees, toe dink ek weer aan die koerante en ek dink aan die TV en die media. Hulle vertel vir ons baie keer mooi goeters. Maar baie keer is daar fopnuus. Jy ken ons hierdie term wat so met verkiesings altyd so rondgedra word. Ons leef in 'n wêreld
waar jy nie altyd seker is wat is waar en wat is nie waar nie. So in die begin van die jaar, onthou jy het ek met u gepraat, hoe sê ek verlede jaar se woord van die jaar, was 'n paar woorde van die jaar, was authentic, die Engelse woord, iets wat betroubaar, waar is, iets wat eg is. Laas jaar sê hulle, die mense oor die hele internet, het gesoek na hierdie woord, wat is waar, wat is eg, waarop kan ek vashou en seker wees is waar. Johannes skryf hierdie gemeente, en die Here praat met ons vanoggend, hy sê, God se genade, en God se vrede, kom na ons toe, van die Vader en van die Heilige Gees, en van die Seun, die geloofwaardige getuie. Hy is die waarheid. Wie is hy nog? Ons lees hier so, hy is nie die geloofwaardige getuie nie, hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het. Dis hoop. Die eerste wat uit die dood opgestaan het. Daarom vriende, kan ons môre 'n roudiens hou. Kan ons huil en hartseer wees en dink aan ons geliefdes wat vooruit gegaan het. Maar nie treur soos mense wat nie hoop het nie. Want ons weet die een wat die genade en die vrede vir ons gee, is die eerste wat uit die dood opgestaan het. Daarom het ons hoop. Johannes sê hy's nie net die geloofwaardige getuie nie net die eerste wat opgestaan het nie, maar hy's die heerser oor die konings van die aarde. Hy regeer. In hierdie tyd wat ons kruisies moet gaan trek en ons gaan besluit wie moet regeer en wie's baas en wie's klaas. Kom Johannes en hy sê vir hierdie mense, julle wat leef in 'n wêreld wat die keiser sê, hy's nie die baas nie, hy's sommer God. Kom ek sê vir julle, wie is die koning? En wie regeer eintlik? Wie is die een wat genade kan beloof en vrede kan gee? Jesus die Here, die regeerder oor die konings van die aarde. Broer en suster, en daarom kan hierdie mense en kan ek en jy uit die opstanningskrag leef vir vandag. Hierdie boodskap gaan meer, ek gaan so vinnig hieroor, hier so baie beelde in Openbaring, vers 6 sê, wie is Jesus nog, wat doen Jesus? Johannes skryf, deur sy bloed, het hy ons van ons sonde bevry. Ons is vrygemaak. Ons is vrygemaak. Miskien loop jy nog met 'n boei in jou voet, 'n klip in jou skoen, 'n swaar hart. Miskien loop jy 'n leeftyd daarmee, oor iets wat jy moes gedoen het of nie gedoen het nie. Iets wat jy gesê het, iets wat jy nagelaat het. Iemand wat jy teleurgestel het. En dit was nie tyd om reg te maak nie. Hoofstuk 1 vers 6 sê, Jesus Christus, deur die bloed van hom, het ons vrygemaak van ons sonde. Hy het ons vrygekoop. Meer nog, hy sê, ons word burgers van die koninkryk, die tweede deel van die vers. Jy het 'n nuwe burgerskap. Jy is nie net 'n burger van Suid-Afrika nie, of van Engeland, of waar jy ook al burgerskap het nie. Jy is 'n burger van die koninkryk van die hemel. Jy het 'n nuwe status. Meer nog, hy sê so baie Johannes, hy sê, hy maak ons priesters voor God. Dit term uit die Ou Testament uit. Jy weet, 'n priester in die Ou Testament was iemand wat 'n besondere verhouding met God gehad het. Die priesters kon op plekke kom waar die gewone mense nie kom nie. Die priesters het 'n verantwoordelikheid gehad om offers te bring, versoening te bring, in te tree. Johannes sê, weet jy vanoggend dat ook jy en ek priesters is, soos die werk van 'n priester. Ek en jy het 'n toegang tot God deur Christus. Ek en jy kan intree vir mekaar in gebed. Die sluier is weg. Die voorhangs het geskeur. Daar's 'n oop kanaal tussen jou en my en God. Broer en suster, dis goeie nuus. En daarom begin Johannes hierdie brief vir 'n gemeente wat in moeilike omstandighede leef. In 'n donker wêreld. Begin hy sommer in die begin. Sê hierdie klomp goeders en hy pak dit so op mekaar. En ek gaan eers probeer om elkeen van hierdie dinge uit te pak vanoggend nie. Jy moet in die week verder gaan lees. Ons gaan die dagstukkies aansluit daarbey. En hierdie 4 verse
Kom praat Johannes oor 'n krag in jou identiteit en God se wese. En ons kry moed. Broer en suster, wat hoor ons? Wat hoor jy? Oor die geskenke wat God vir jou gee. Ek hoop jy hoor iets van God se hart. Die laaste versie, Johannes praat in die laaste versie, hy sê daar's meer. Vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, al die volke op die aarde. In selfverwyd sal hulle weer klaag. Ja, dit is seker, want hy is die Alfa en die Omega. Johannes kom in die laaste versie, tweede laaste versie, sluit hy aan by die wederkoms. Jy weet, ek en jy is lief om te lees oor mense. Miskien is jy ook iemand wat daarvan hou om biografieë te lees, of 'n autobiografieë oor wonderlike mense. Ek het net nou in die week iemand ontmoet wat sê, maar hy is versot op biografieë. Hy hou daarvan om te lees oor merkwaardige mense, waar hulle vandaan kom, en wat hulle gedoen het, waar hulle dood gegaan het. Miskien het jy self so 'n klomp biografie op jou rak. En weet jy, broer en suster, as ons oor Jesus praat, dan gaan 'n biografie, of 'n autobiografie, ons nie eintlik help nie. Die evangelies vertel oor Jesus, maar hy het nie 'n sterfdatum nie. Want al die boeke wat ek en jy oor mense lees ons van hierdie persoon wat wonderlike dinge gedoen het, en dan is hy dood. En as 'n geslag het verloop, en mense kyk na hom en sê, maar ons wens, ons was soos hierdie ou, maar wat kan ons by hom leer? Johannes sê, Jesus lewe. Ek en jy hoef nie 'n biografie te gaan lees oor hom nie, want ons gaan hom weer ontmoet. Ons gaan hom weer sien. Inteendeel, ons het hom ontmoet. Hy is hier. Dis die krag. Dis die lewe. Dis die realiteit van Johannes in die vroeë kerk. Dis wat die vroeë Christene moed gegee het. Al het hulle alles verloor. Want hulle praat nie oor 'n dooie nie. Hulle praat met die lewende. En hy praat met hulle. Meer nog, hy kom weer. Hulle kyk verder as vandag en môre. En Johannes sê, hou jou een oog op die wederkoms. Moenie so lewe asof alles afhang van hierdie lewe nie. Jesus kom weer. Hy kom weer en die beloftes van Openbaring en van Matteus en al die wederkomsgedeeltes is waar. En God kom by ons woon. Broer en suster, Johannes bemoedig hierdie mense om te sê, kyk verder. Kyk vorentoe. Kyk verder is 'n verkiesing. Kyk verder is jou eie lewe. Kyk verder is jou eie nalatenskap. Sien God se hart raak. En daar's 'n opstandingskrag vir vandag. Wat al die donker in die wêreld nie kan uitdoof nie. Soos daai kersie. Soos daai mieliepit wat ons die kinders probeer verduidelik het. Is daar 'n krag in jou en my? Nie 'n krag dat ek en jy met vertoon onsself in die wêreld kan bekendstel nie. Maar 'n krag wat jou op jou knieë dwing in dankbaarheid. 'n Krag wat jou laat voete was soms. 'n Krag wat vername mense laat insmelt saam met die gepepel en 'n goeie nuus bring aan iemand wat ek sal dink eintlik my mindere is. Dis die krag van die Here Jesus. Dis nie die krag van die wêreld nie, maar dis die krag van die Gees. Broer en suster, opstandingskrag vir vandag is die getuienis van Johannes vir hierdie gemeente en die gelowiges in Rome. Mag dit ook jou getuienis wees, ook hierdie week. Mag ek en jy mense gaan bemoedig en gaan uitreik met die beloftes van die Here. Mag ons geskenke van genade en vrede omarm. Mag ons bewus word van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon. En van die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het en die koning, die heerser oor die aarde. Mag ons bewus word van die Vader en die Seun en die Gees, wat in liefde sy hand na ons uitsteek weer vanoggend. Die doop praat daarvan. Die woord getuig daarvan.
Nou is dit jou en my beurt. Kom ons gaan leef dit. Amen. Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie dat ons ook in hierdie enkele woorde so aan die begin van 'n moeilike boek getuienis kan hoor, 'n belydenis kan hoor, 'n waarheid kan hoor oor wie U is en wat U doen, en wie ons is, en hoe U oor ons dink. Here, ons bid dat die genade en die vrede en die liefde, wat ons so in mekaar ryg soos kralietjies aan 'n string, en wat ons so goed ken, Here, moet ons elke Sondag met mekaar deel. Dat ons diep bewus sal word, ook hierdie week, van die betekenis daarvan, van die teenwoordigheid. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n pragtige lied, 421, vers 1 tot 3. Die Here Jesus lewe, hy die dood oorwin. Kom ons sing hiervan, ons staan, ons sluit ons daarmee af. Baie dankie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die gemeenskap en die vrede van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.